julle soebat om te kom eet. Ons het onmiddellik gekom toe jy gevlieg het. Ek is op my senuwees, okay? Hoekom? Asof jy nie weet nie. Dik Gat en Charmenay gaan vandag vir haar ouers sê. O, dit. Ek kan nou nog nie glo Faatjie gaan 'n pappie word nie. Ek kan dit self ook nog nie glo nie. Ek wil dit nie glo nie. O, ek is baie bly ek is nie jy nie. Charmenay sê haar ouers gaan 'n gasket blaas en dan gaan hulle begin syp. Shut up jy. Shut up jy. Shut up jy. Hey! Shut up julle al twee. Toe, sê hulle oom Wors. Maak soos hy rubbish sê. Verskoon my, word ek nou geïgnoreer? Wie ignoreer jou? Nie met my sukkel nie. Ek is op die rand van 'n nervous breakdown. Ag, kalmeer, skattebol. Oor die toutrap is Suid-Afrika se nasionale sport. Ekskuus. Dis 'n feit. In ons land is daar baie meer toutrappers as sokkerspelers. Waar hoor pa dit? By Neville Naidu. Het jy nou alweer ons persoonlike sake gaan uitlap by die werk? Het jy nie? Ek het dit baie vertroulik net vir Marie genoem. Dis al. Sy wou weet hoekom ek gister so huilerig was. Ek is verskriklik jammer dat ek maar laat huil het. Ek weet regtig nie hoe dit gebeur het nie. Oh, please. Jy weet presies hoe dit gebeur het. Het ek met jou gepraat, Stip? Hey, moenie vir Blapsie 'n snip noem nie. OK? Wanneer ek moet vir jou verduidelik hoe dit gebeur het. Nee, pa. Wat ek bedoel is, Charmenay was op die pil en als. Dit is net 95% veilig. Almal wat al 'n neer misgehad het, weet dit. Is dit hoe jy dit weet, juffroutjie? Nee ma, Annetjie het vir my gesê. Sy het al amper 6 keer 'n neer misgehad. Ek plak vragtig jou kniekoppe aan mekaar vas met superglue. Ek voel vreeslik sleg dat ek nie by die huis gaan wees vir die geboorte van my sussietjie nie. Wanneer is jou maat deel? Ek het al vir ma gesê, dis die einde van die maand. Ek het vir my sussietjie 3 pink baby grows en 'n kombersie gekoop. Dis nou nog in my kas weggesteek. Ek het nie eens kans gehad om dit vir my ma te gee voor hulle my uit die huis uit geskop het nie. Wil jy hê ek, Melvin en Neville Naidu, met daai onbeskofte man van jou ma gaan opdonder? Ja, asseblief oom. Nee, jy doen dit nie. Het ons genoeg probleme van ons eie nie? Kry die laaitjie man net jammer, man. As jy wil slaan, hoekom slaan jy nie Dik Gat se dik gat aan die brand? Ek glo nie daaraan om my kinders te slaan nie. Weet, dan kyk of wat se gemors het ons nou. Dis nie die eerste keer dat dit gebeur het nie. Het jy vergeet wat 20 jaar terug op die agterste sitplek van my kar in die driving gebeur het? Shut up asseblief nou daaroor. Dit was heeltemal anders. Hoe was dit anders, ma? Ja, vra dit vir jou ma. Ons was baie meer volwasse. Nou, miskien is hy reg. Net voor die fliek begin het die manager vir ons gesê, ons is te groot vir die driving se swings en seesaw. Moet jy altyd stertjies bylas. Dit was swings en die slide. Hoe oud was Antie toe Antie vir Faatjie verwag het? Dis nie die soort vrae wat jy vir jou meisie se ma vra nie. Sorry Antie. Ek was 7. 7. Toe ek die eerste keer op 'n swing geswaai het. Ek onthou dit baie goed. Want ek het skaars gesê, kyk maar, niks hande. Toe voel dit asof ek vlieg en 2 sekondes later, boem, niks voortande nie. Ai, shame pa. Dit moes verskriklik seer gewees het. Nie helfte so seer soos daai keer toe ek my bicycle se saal verloor het en ek op daai pyp gaan sit het nie. Asseblief, ons wil nie jou stories hoor nie. Ons het nou baie erger dinge om oor te hoor. Dis ek wat moet worry, nie ma nie. Ja, wel. Laaste ding wat ek wil doen is om my meisie se ouers te vertel ek daar op die paal gesit. Ek breek jou foppe nek van rooien. En ek knoop jou wat se naam? Hey, jy het my snotklap net omdat hy eens aan dink. Ek het dit net gebruik as 'n voorbeeld oom. Dis 'n baie swak voorbeeld. Shut up liewer net en eet jou ontbyt. Antie. Ons sal seker een of ander tyd vir my ma moet sê. Kan jy dit doen, Molly? Ek, nie Dik Gat kan. Nee, Blapsie moet liewer. Ek? Nee, Tennis kan dit doen. Ek? Nee, ek so gassie. Julle kan tog nie verwag dat ek dit vir jou Antie moet vertel nie. Jy kan Faatjie se helm dra. Ek voel 'n monster van 'n migraine aan die kom. Miskien moet ek lunchtyd vir Dr. Nel gaan sien, as hy my 'n inspuiting gee of so iets. Dit is ongelooflik hoe vinnig 'n storie kan versprei. Almal by die beauty school weet al Charmenay se pretjies. Maar ouers weet dit dan nog nie eers nie. Dis hoekom dit goed is dat Dik Gat vanmiddag vir hulle gaan sê, voor hulle dit by iemand anders hoor. Dis 'n nagmerrie. My senuwees is klaar. Ek het gesê, hierdie gevryery en die rondawel gaan moeilikheid maak, maar nee, jou pa sien mos nie 'n probleem daarmee nie. En kyk nou, Daarom kwalifiseer Dik Gat oor 2 maande en dan kan hy begin werk. hy sal moet.
Hy kan nie verwag ek en jou pa met sy kind grootmaak nie. Hoe kon hy en Charmaine so stupid wees? Dit kan met enigiemand gebeur. Ek trek jou gatvelle af as dit met jou gebeur. Ek weet van beter, ma. Ek flop en hoop so. Jou hele lewe lê nog voor. Jy kan nie nou al sit met 'n baba nie. Ek weet, ma. Laat hierdie ding asseblief vir jou 'n les wees. Dis presies so iets wat my kan trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Dis nie ons nie, ma, dis dik gat. Arme Marie se dogter het in graad 11 verwagtend geraak. Nou sit daai kind sonder matriek in die paad verdwyn. Ek wil eers oor see gaan en die wêreld sien voor ek daaraan dink om te settle. Oor see waar? Europa en so. Net nie naby Irak of Libië of een van daai plekke nie. Moet asseblief nie dat ek my nog moet vrek worry oor jou ook nie. How? Mamma is on edge. Daar's niks wat 'n ma se vinnig oud maak as wanneer haar kinders kry. Ag, ek dink as die baba eers hier is, sal maar baie anders voel. Dis nie baba se skuld nie. Mens sal die ou bloetjie nooit kwaadlik neem nie. Dis eerder daai oorlangse dik gat in sy getatoeëerde meisiekind se skuld. Charmaine is eintlik nie te bad nie. Ek kry daai arme kind nogal jammer. Maar daai sypgat ouers van haar gaan wonder sy wou so gou as moontlik uit daai hel van haar huis uitkom nie. Na vanmiddag word sy dalk nog daar uitgegooi. Sy het nou net liefde en ondersteuning nodig. Ek weet presies hoe sy voel. Been there, done that, God praise. Ai, shame, ma. Ai. Kan Auntie asseblief vir my lift gee na my college toe? Ek tog jy sou saam met dit gat op sy skooter ry. 'n Faatjie het weggejaag. Hoekom? Die ou Auntie het hier opgedaag. My ouma. Ja, en sy's nie in 'n goeie by nie. Dan moet ons miskien net hier agter uitglippery. Sy het gevra vir 'n koppie warm tee en 'n glasie suikerwater. Hel. Dan het sy van Dikgat se storie uitgevind. Gaan hang jy gou haar kiekie in die sitkamer. Ek sal tee maak. Ai jy. Haal daai ding van jou kop af. Ek bestuur nie so sleg nie. Haal af. Ek hoop dit help vir die skok. Want soos ek nou voel, wil ek liewer 'n bottel brandewyn binne aars op 'n drip inkry. Nou oordryf maar verskriklik. Ek hoop jy het Faatjie se gat aan die brand geslaan. Maar weet mos ek slaan nie aan my kinders nie. Dis presies hoekom dit nou gebeur het. Ek het omtrent elke dag 'n pak slaag gekry en dieselfde het met my gebeur. Dit was anders. Daai klein ronde gifbessie van 'n Molly het jou verlei. Ek dink ons het mekaar verlei. Nee. Sy het presies geweet wat sy doen. Ek is 'n vrou. Ek weet hoe werk 'n vrou se kop. Maar het my nog nie gesê wie vir ma van Faatjie en Chardonnay vertel het nie. As jy nie vir Faatjie die pak slaaf van sy lewe gaan gee nie, sal ek. Maar raak nie aan my sê nie. Wie het vir ma gesê? Poppy, okay. Maar jy sê nie vir Molly nie, want sy het vir Poppy maak beloof om vir niemand te sê toe sy haar gebel het. Gouer almal weet hoe beter. Wanneer was jy van plan om jou eie ma te vertel? Ja, ek weet nie. Ek voel lelik in die gesig gevat dat jy vir Poppy eers te vertel het. Dit was Molly nie ek nie. Maar wat weet jy vertel? Vir Melvin en Neville Naidoo by die werk. Voor jy nog eers daaraan gedink het om vir jou eie ma te sê, thank you very much. Ek weet nou presies hoe belangrik ek vir jou is. Ek moet gaan werk. Sal ek vir ma 'n lift gee terug huis Lelieveld toe? As jy laf, ek bly net hier is 'n krisis. En of jy nou so dink of nie, jy het my hulp hier nodig. Bye, ma. Ek tog jy swat. Hier rond Davel is so rustig, dit maak jou teen jou sin vas in die slaap. Ek moes uit die huis uitkom. My ouma maak my mal. Jy maak my mal, Askies. maar op 'n ander soort manier. Is dit? Skuif 'n bietjie langs my in en krap my rug toe. Nee. Ek bly liewer net hier sit. Ek is 'n bietjie skrikkerig vir enige iets wat net naaste by, soos 'n vry lijk. Hoekom? Jy vra nog. Ja, maar ons sal nie so stupid wees soos daai twee groentjies nie. Hulle probleem is, hulle het niks ondervinding nie. En jy het.
Jy van alle mense behoort te weet. Dit is presies hoekom ek net hier bly sit. Wat bedoel jy daarmee? Jy, meneer Van Rooyen, het nie so baie ondervinding soos wat jy dink nie. Nee. Nee, jy het nog baie om te leer. Wat presies probeer jy sê? Vergeet daarvan. Kom ons praat liewer oor iets anders. Nee. Jy het al klaar die kat uit die sak laat glip. Is hy flippend hard is, nee. Wat van hom? Is hy meer ervare as ek? Kom, sê maar reguit. Daar is sekere dinge waaroor 'n girl liewer net moet shut up. Hierdie is toevallig een van daai dinge. Ek het dit geweet. Ek haat daai hardes vogel. Dis boring. Praat liewer oor my. Wat van jou? Sê vir my hoekom jy so mal is oor my. Sulke goed. Vlei my. Ja, maar nou smokkel jy met my kop. Eers laat jy my soos 'n reject voel en nou moet ek jou vry. Nie vry nie. Vlei. Hoe werk dit? Dis soos vry, maar net met woorde. O. OK. Ek sal probeer. Maar kan ek miskien net met jou voete speel terwyl ek jou vlei? Huh? Net jou voete vryf, dis al. OK, maar net my voete vryf. Ek beloof. Wat die hel gaan hier? Ons chat net 'n bietjie. Ag nee, sis. En dit in my eie persoonlike bed. Net my flippend voete vryf, nee. Sê nog steeds ek het nie ondervinding nie. Ag, shut up, man. Shermanay se pa het my uit hulle huis uitgejaag Is dit? en my verskriklik gevloek. En Charmenay? Hulle het gesê sy moet haar goed pak, maar het haar gaan haal. Shame. Sy het gesê dit gaan gebeur. Haar ouers is vreeslik woes. Gemaak vir ons 'n koppie koffie in die huis. Ons het nog net so 10 minute nodig. Om wat te maak? Gaan staan net hier buite dat ek my klere kan aantrek. Ek bly nie nog 1 sekonde langer saam met hierdie verleier in die bed nie. Nee, blabs. Ag ja, you rubbish. Toe, gee my klere vir aan. Ek wag buite. Kom. Toe my kind, gaan sit jou goedjies in die spaarkamer. Jy kan hier bly so lank as wat jy wil. Dankie, Tannie. Toe gaan. Ek sien jou nou nog kom help uitpak. Is ek invisible? Wat sê ma? Word ek nou nie eers gegroet nie? Die arme kind se ouers het haar weggegooi. 'n Ma worry oor ek nie hallo sê nie. Ek het gehoor sy's in die ander tyd. Ja, sy verwag. So what? So what? So what? Ek wil daai klein vet gat seentjie van julle se gatvelle aftrek. That's what. Haar raak nie aan hom nie. Dis presies wat Wors gesê het. Dan weet maar dat ons dit bedoel. Ja, okay. Wat van net een helse kopklap? Nee, ma, ook nie dit nie. Ag ja, Molly. Kan ek hom nie ten minste net 'n goeie knyp gee nie? Nee, ma. Moet asseblief nie vir my ma sê nie, ek is nie jou ma nie. As ek mag vra, wat maak ma hier? Hier is 'n krisis. Ek moet hier wees. Ek en Wors kan die krisis op ons eie hanteer. Wat ek by jou wil hoor, is hoekom vertel jy eers vir Poppy van die hele besigheid en nie vir my nie? Ek is jou eie man se ma, I love you know. Ek het Poppy maak beloof om vir niemand te vertel nie. Poppy is 'n versaagie. Sy kan onmoontlik iets vir haarself hou. Teen die tyd weet die hele familie dit en elke gesin se huishelp. Nou hoef ek vir niemand meer te sê nie. As ma myself verskoon, ek moet vir Charmenay gaan help uitpak. Kan ek ook kom handjie bysit? Nee, ma kan net hier bly sit. Toe maar ek weet wanneer ek hier welkom is. Ek het 'n baie fyn aanvoeling daarvoor. Ek is in die helm gebore. Op Betty Boos. Ek het dit gehoor.
Kry ek nie vandag 'n koppie koffie nie. Hier. Ek het jou nie hoor inkom nie, ek het die mixer aangehaat. Het daar 'n Chardonnay nou in die spaarkamer ingetrek? Ja, sy lê op die bed. Dr. Nel het vir haar 'n paar kalmeerpille gegee. Haar ouers is verskriklik onbeskof. Ek dink ek, Melvin en Neville Naidu met haar sypgat pa bietjie gaan warm klap. Nee, moenie dinge vererger nie. Daai soort mense los mens net uit, ignoreer hulle. Waar's my ma? Teen is dit dan nou net met my kar teruggevat huis Lelieveld toe. Hoekom nie Faatjie nie? Want ek wil nie vir jou ma die kans gee om dikgat uit te vreet. En nou sit ons hier so met 2 van ons eie kinders en 2 weggooi kinders. Teen is 'n maat gebel. Sy en haar man kom hom net nou oplaai. Waarvoor? Om hom weer oor 2 weke weg te jaag. Let 'n oplossing. Teen is gaan by die bure langs aan die granny flat bly. Daar is hy naby sy ma, maar nie in haar huis nie. Maar is goed. Nou Melvin met die werk het 'n nuwe girlfriend. Seker weer 'n stripper of 'n paaldanser. 'n Buswardin. Wat die hel is dit? Dis soos 'n lugwardin, maar sy werk op hierdie busse wat ry tussen Johannesburg en Durban. Wat 'n haar ontmoet. Toe hy die lang naweek met die bus terug van Durban af gery het. Hoekom het hy met die bus teruggery Durban toe? Het sy kar gebreek? Nee, hy saam met sy vorige Cherry soontoe in haar kar. Maar hulle het 'n uitval gehad toe sy hom in die woonstel langsaan betrap het waar hy 'n naakte vrou geverf het. Nie geweet Melvin skilder nie. Oh yes, hy's mal oor body painting. Het jy lekker gekies? Ja, my oupie. Dis lekker. Ek en Teenis mag nie eers voetjie onder die tafel speel nie, maar kyk hoe gaan die tweede kere. Ja, hulle twee is verlief. Is dit? Hulle mag so te kere gaan want hulle het al klaar oor die tou getrap. Ek het besluit om met Charmenay te trou. Sê jy ons of vra jy ons? 'n Pa, ma en daai klein snip sê ek. Maar vir Charmenay vra ek. Ekskuus. Charmenay verwy, sal jy met my trou? Dink eers daaroor. Slaap daaroor. Sê vir hom jy sal hom oor 'n week antwoord. Jy hoef nie met my te trou omdat jy my pretjies gemaak het nie. Ek wil met jou trou. Regtig my weer. Waar gaan jy niks sê nie? Ek het nie eens klaar getrek. Dikgat wil trou en hy het nog nie eens 'n werk nie. Maar oor minder as 2 maande kwalifiseer en dan sê hy maar net 'n werk moet kry. Werk is skaars, wat as hy nie iets kry nie? Dit is nie 'n opsie nie, net soos dit nie met ons was nie. Hoe die hel kan jy so kalm bly? Besef jy nie wat hier aangaan nie? Die laaitjie doen maar net wat ek gedoen het. Ek het nie vir een oomblik gedink dat hy dit nie sou doen nie. Sê oom, Faatjie moet met my trou omdat dit sy plig is. Nee, Chardonnay. Ek sê dit omdat ek weet hoe gat oor kop smoor verlief die laaitjie op jou is. Wat dink Tannie? Ek is te geskok om iets te dink. Dis presies so iets wat my kan trigger om nooit weer 'n druppel drank te drink nie. Is dit wat julle wil hê? Ja. Ek het geen probleem as julle twee wil trou nie. Het ma 'n probleem? Ja, ek het. En dit is Ek het niks om aan te trek nie. Het maar alweer 'n migraine aan die kom. Nee, ek voel net 'n bietjie lighoofdig. Ek weet nie of dit skok of verligting is. Ek voel baie ongemaklik oor hierdie hele besigheid. Dis Dikgat se besigheid. Waaroor voel jy ongemaklik? Ek het gisterand gesien, ma het vir Charmenay 'n beker hot chocolate en 'n warmwatersak na haar kamer toe gevat. Die arme meisiekind was vreeslik ontstel. Haar ouers het haar weggejaag. Beteken dit nou ma en pa gaan ook na haar ouers word? Wanneer sy Dikgat trou, sal dit seker so wees. Is dit? Wat probeer jy sê? Ek tog maar verpes meisiekinders wat vol tattoos en piercings is. Wys jou net, mens moenie mense oordeel aan wat jy sien nie. Nou gaan sy seker ook vir ma en pa noem. As jy vra is jaloers. 'n Bietjie, okay? Nee, dis nie oukei nie, dis heeltemal onnodig. Nou hoekom voel ek dan so asof ek weet nie eens hoe om dit te beskryf nie. Al wat ek weet is, ek voel nie baie lekker nie.
Jy voel ontroon. Ja, dis presies hoe ek voel. En ek like dit niks nie. Jy worry verniet. Nee, ek dink nie so nie. Charmenay gaan almal se aandag vat. En as hy baba eers hier is, dan gaan maar versot wees op daai klein ding. En heeltemal van jou vergeet. Ek hoop nie so nie. Kom hier, stout gat. Kom hier. Kom. Sal altyd my ou dogtertjie wees, hè? My ou blapsieke plapsie. Jou ma het gebel. En? Toe sê sy, nou weet jy presies hoe ek en jou arme ma gevoel het toe wors jou op die paal gesit het. Jy weet, baie keer moet my ma liewer net stil bly. Wie ek moet haar bel. Nee, as ek teen die tyd nie jou ma ken nie, sal ek seker nooit nie. Sy het ook vanoggend weer met daai storie gekom dat jy my verlei het. Wie weet, dalk het ek. Ek het nog altyd gedink dis ek wat vir jou verlei het. Miskien het ek jou toegelaat om my te verlei. Jy weet, van al die kere wat ek in my lewe verlei is, het nog geen vroumense dit so goed gedoen soos jy nie. As dit. Nou, wat's fout? Nou het jy die moed heeltemal bederf. Ag nee, ons kan dit weer regkry. Sê vir my ek se bliksem toe. OK. Okay, sê.